Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 17de November, die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen. Ons wel bitterlik koud daar buite, ons warm in ons harte, want ons het die Here in ons hart. My naam is Sonja Gerber. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor die goddelike natuur. Die mens is van nature sondig, ons kan dit nou maar erken. Ons het 'n sondige natuur. Wanneer ons deur die Gees natuurlik gewederbaar word, dan kry ons 'n nuwe natuur, 'n goddelike natuur. Ons lyk en ons klink en ons dink anderste. Want die Here se Gees begin nou deur ons te werk in ons harte. Nou staan ons onder verpligting om nie meer volgens ons sondige natuur te lewe nie, maar om ons lewens volgens ons goddelike natuur nou na te streef en te lewe. Ons word soos wat God ons reeds in Christus sien. Halleluja. Ek gaan net 2 gedeeltes lees, want is lank. Die eerste een is Romeine 8 vanaf verse 1 tot 17. Die opskrif daar, die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar deur die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word vir ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, hulle bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink, dit is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God ook nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat in Christus uit die dode opgewek het ook in julle sterflike liggame lewend maak deur die gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars en nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. As ons kinders is, dan ook erfgename, en erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Halleluja, wat 'n awesome woord. Dan Galasiërs 5, vanaf vers 16 tot 26, die opskrif daar, die werke van die vlees en die vrug van die gees. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die gees is liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons dan deur die gees lewe, laat ons deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en
Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons, die dag toe ons sê, Here, hier is ek. Neem my lewe, Here, laat U dit verander. Het U vir ons 'n nuwe goddelike natuur gegee. Here, sodat ons die ou mens afgestorf het. Here, toe ons deur die doopwater gegaan het en ons nou 'n nuwe natuur het. Een wat saam met U wandel, een wat saam is met U en saam stem met U. Here, wees met elkeen, wees ons genadig, is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.